so dis 'n groot voorreg om elke keer 'n bietjie iets nuuts by te leer. En nog steeds maar respekvol om te gaan in die tydsgees waarbinne ons almal is. Ons almal is maar bekommerd oor die vloei en die verspreiding van die virus. So ons respekteer dit nog ten alle tye baie deeglik en baie sorgvuldig. En julle het nou vanmôre vir my gewys dat julle nie ongelukkig of gespanne is oor dat ons 'n bietjie later begin. Dankie daarvoor. Ek is trots op 'n gemeente wat as hy 'n kans het om 'n bietjie stil te raak en met die Here te gesels en hom dankie te sê. Die geleentheid ten volle gebruik het en dit te benut. So jy sal nou 'n nota maak van volgende Sondag. Hierdie naweek was daar van Donderdag af heelwat feesgeleenthede. Ek sal oor die geleentheid Donderdag aan toe ons gemeente wynveiling gehad het ietsie meer in die diens vertel. Maar met Vrydag aan se geleentheid was dit net so 'n pragtige saamwees van lidmate. Ons is die Here ewig dankbaar dat Keiservuur sy gemeente dit op 'n baie sinvolle en ordentlike manier kon doen. En dan vandag sommer net vir die Here dankie sê. Dis nie verniet dat die Here partykeer sulke gaping skep sodat ons met hom kan praat. En 'n besondere woord van welkom aan al die doopfamilies. Ek sê nou doopfamilies want die van die wat doop het waarskynlik familielede saamgebring. As jy dan nie doop vanmôre nie, jy voel ook nog nie welkom. Want onthou nou julle wat ook die diens bywoon vanmôre is ook familie. Van hierdie families wat doop vanmôre. Julle kom vir hulle sê, ons gaan help om die kleintjie groot te maak hier in Keiservuur se familie. Ons gaan ons rol speel en ons bydra lewer. En dan weet ek as jy van u wat dalk vir die eerste keer in die kerk kom vanmôre en 'n nuwe lidmaat is, julle moet na die tyd met my kom inloer dat ek jou kan ontmoet asseblief. Dit is altyd goed om ook nuwe familielede te verwelkom. Kom ons gee so 'n paar oomblikke van stilte. Die begeleidingsgroep gaan dan vir ons begelei met 2 liedere. Ek gaan hulle nie onderbreek. Hulle gaan sing I Speak Jesus en in die hemel is die Heer. Dit is sittende liedere, maar is ook liedere waar ons iets van die Here se teenwoordigheid sê. Ek praat oor niemand anders vandag as oor God wat leef en groot is. So ek preek die Here. Dis wat ek doen. Of gaan probeer doen in en saam met julle as familie. En dan die hemel is nie 'n ver begrip, maar 'n werklikheid om ons en tussen ons. En daar is die Here teenwoordig. Dis ons tweede lied. So ek gaan so 'n paar oomblikke weer van stilte gee. Dan gaan ek ons 'n seëngebed doen en dan begin die begeleidingsgroep spontaan met hierdie 2 liedere waarin ons die Bybel gaan oopmaak en ons skrifgedeelte van vanoggend gaan lees. Wat u nou ook klaar al een keer deurgelees het as u mooi voorberei het in daardie frase van stilte. So kom ons raak saam stil. Ons spreek die Here. Die Here is teenwoordig. Hoewel die aarde waarin ons leef nie altyd soos hemel voel nie, maak u teenwoordigheid dit vir ons hemel. En daarom was ons die Engelse vertolking van so spreek die Here sin. En ons speak Jesus, doen ons dit met die volle verwagting en wete dat u self hier teenwoordig is. Amen. I speak Jesus.
Dankie aan die leidingsgroep. So op by die begin van die diens het ek 2 kers aangesteek wat adventstyd herbeklemtoon en weer beklemtoon. Die eerste was verlede Sondag toe ons as 'n gemeente die saam hoop gesels het vandag wat gaan oor vrede en die waarheidsboodskap van die evangelie. Wat sê dat God se koms 'n werklikheid is vir ons almal. Ons hoef nie daaroor vaag of onseker te wees nie. Maar dis 'n werklikheid waaroor ons almal kan uitroep, die lig van adventstyd brand in ons huise en in ons harte. Ek hoop dit is so vir u ook. En dat vandag se doopgeleentheid jou en jou kinders of ons as 'n familie 'n tyd van vreugde sal wees die lig wat in ons brand in 'n ewige werklikheid is vir ons almal. Julle het almal geblaai na die Bybel se vertolking van Jeremia 28, miskien het jy 'n ander vertaling. Jy moet ook altyd 'n bietjie baie lees as die vertaling van die Bybel. Want dit help om 'n gedeelte beter te verstaan. Ek wil net gou eers kontroleer en doodseker maak ons lees uit die regte boek. Hierdie is die Bybel, reg? As jy dit gemaklik kan met dit is uit die Bybel lees. Hoekom? Hoekom moet ons uit die Bybel lees? Hoekom lees ons nie uit 'n ander boek nie? Of 'n vertolking van die Bybel of 'n teoloog wat die Bybel beter verduidelik? Hoekom lees ons nie? Ons het ook baie goeie teoloë in ons land. Dankie brother. You right. Jy's reg. Dis die woord van God. En daarom het die kerk van al die eeue deur die reformatie al gesê sola scriptura, dis een van ons pilare. As gesê die Bybel is die woord van God. So julle het geen, as ek reg het gesê, julle het geen twyfel daaraan dat die Bybel die woord van God is nie. Ons moet dit nou ook sommer helder en duidelik sê vanmôre. Julle het nie twyfel nie? Nee, julle kan sê nee, dit gaan nie die virus versprei nie. Nee, julle het geen twyfel nie. Reg, okay, goed. So ons gaan die Bybel lees. Ek gaan hierdie Bybel gebruik. Dis ons groot druk Bybel. My oor raak al hoe moeiliker en swakker. So ek gaan uit hom uit lees vanmôre. Hierdie is wat sê hierdie vir ons? Die kruis. Ek weet dit ook, dis nog een van ons pilare. Dit sê ja. En hy het sy bloed gegiet. Ja. Ons moet net sê ons glo in hom. Pilaar 3, sola fidei, die geloof alleen. En is die kruis weer daarna? Daai kan. Ja. Wat gebeur? Hy het opgestaan. Jy sê dit altyd kliphard raak op opstandingsoggend. Ek weet jy's een van die lidmate wat dit altyd mooi hard doen en ek het ook kan hoor. As jy hier voor in die kerk sit, hy het opgestaan. So julle glo dit.
Julle glo hierdie boodskap ook? Goed, dan kan die erediens voortgaan. Dan kan ons voortgaan. Hoekom is ek hier vanmôre om dit so helder en duidelik te sê en daarmee te begin? Want ongelukkig was daar baie stemme afgelope jare wat vraagtekens begin plaas het agter ons pilare. Die feit dat ons die skrif alleen het as ons kompas en dit die woord van God, 'n sakkie se woorde, dat ons 'n verlosser het, sola Christus, wat vir ons opgestaan het en leef. Dat die geloof alleen in hom, dit is wat ons dra, en dat ons deur genade alleen, sola gratia, dat dit ons vrymaak, en dat ons nie hoef te presteer om by God hoef tuis te kom, maar dat die genade alleen vir ons genoeg is. En dat ons daarom sê, Pilaar 5, sola Deo Gloria, aan God al die eer. Wow, ek hoef amper niks meer te sê nie, maar ek gaan, want ek wil. Vanoggend gaan oor die waarheid van die evangelie. En julle het vir my met sekerheid gesê, dis waar. Dit wat ek hier gaan doen, is nie onseker. Ons hoef nie daaroor te filosofeer of te debatteer nie, dis waar. En daarvoor vra ek saam met julle die Seun op sy woord. Kom ons bid saam. Here Hemelse Vader, ons glo onomwonde dat die Bybel die woord van God is. Dat Christus vir ons sonde aan die kruis gesterf het en opgestaan. En dat ons deur geloof in Christus alleen en deur genade aan God al die eer wil gee. 5 kosbare pilare waarop ons staan, waarop ek staan vanmôre. As ek sê so spreek die Here, as ek sê I speak Jesus, en u teenwoordigheid is 'n hemelse werklikheid. Hier Heer, u is op hierdie hemelse aarde teenwoordig. Seën hierdie woord aan ons en maak dit 'n woord wat vrymaak, toerus en bemagtig dat hierdie doopouers van vanmôre opgewonde wys, demonstreer dat hulle ook sê sola scriptura, die woord glo ons en daarom gaan ons kinders volgens hierdie beginsels van genade en van geloof en van aan eer aan God groot maak. En ons doen dit saam deur weer te herbevestig dat die woord van God seker is en waar is. Amen. Ongelukkig was daar in die loop van die kerk in die eeue, in die verloop Ou en Nuwe Testament nie altyd suiwer woord verkondig nie. Met ander woorde, daar was profete wat vals was. En een so 'n kerel met die naam van Genanja het geleef in die tyd van Jeremia. Jeremia 28, wie van u wat Bybels oop het, lees saam met my. Probeer nie fokus op die beweging in die kerk nie, want dan gaan jy nie suiwer hoor nie. Ons praat ook oor goed wat ons steur, dat ons God duidelik hoor. So ontspan lekker, fokus op die Bybel, en as iemand rondloop, raak jy lekker rustig, moenie gespanne raak. Die erediens gaan voort, al het ons nie vanmôre beeld. In daardie tyd, in die 5de maand van die 4de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, dit was dus die eerste deel van sy regering, het die profeet Genanja, seun van Asir in Gibeon, vir my die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk in die huis van die Here gesê, so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, hy is oulik, hy gebruik 'n profetiese formule. Ek sal die juk van die koning van Babel, wat hy vir julle opgelê het, verbreek. Oor net 2 jaar sal ek al die voorwerpe uit my tempel, wat koning Nebukadneser van Babel uit hierdie plek na Babel toegevat het, terugbring Jerusalem toe. Ek sal ook vir koning Jojagin van Juda, seun van Jojakim, en al die ballinge van Juda, wat deur Nebukadneser na Babel toe gevat is, na hierdie plek toe terugbring. Sê die Here, want ek sal die juk van Babel, se koning, wat hy vir julle opgelê het, sê Genanja, ek sal dit verbreek. Toe antwoord die profeet Jeremia, die profeet Genanja, die teenwoordigheid van die priesters, en die hele volk, wat in die huis van die Here gestaan het. Die profeet Jeremia het gesê, ek sal dit ook graag so wou hê Genanja, maar mag die Here dit dan doen? Mag die Here bevestig wat jy as profeet gesê het, en die voorwerpe uit sy huis, uit die huis van die Here, en al die ballinge, na hierdie plek weer terugbring uit Babel. Maar luister tog na wat ek nou gaan sê, sodat jy en die hele volk dit kan hoor. Die profete uit die dae voor jou en my, het lankal vir baie lande en oor groot koninkryke oorlog en rampe en peste aangekondig.
Maar die profeet wat voorspoed aankondig, is net aanvaar as profeet wat werklik deur die Here gestuur is. Wanneer so 'n profeet se woord waar word, wanneer dit uitkom, wanneer dit uitspreek, toe vat die profeet Genanja die juk van die profeet Jeremia se nek af en hy breek dit stukke. Nou juk wat Jeremia gedra het. Genanja het vir die hele volk gesê, so sê die Here, weer die profetiese formule, so sal ek oor 2 jaar die juk verbreek wat deur koning Nebukadneser van Babel gesit is op die nek van al die nasies. Die profeet Jeremia is toe daar weg. Nadat die profeet Genanja die juk op die profeet Jeremia se nek gebreek het, het die woord van die Here tot Jeremia gekom. Gaan sê vir Genanja, so sê die Here, jy het die houtjukke stukkend gebreek. In plaas daarvan sal jy nou ysterjukke dra. Veel swaarder jukke. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Ek sit 'n ysterjuk op die nek van al hierdie nasies. Hulle sal vir koning Nebukadneser van Babel dien. Hulle sal dien. En ek stel ook die wilde diere tot sy beskikking. Die profeet Jeremia het toe vir die profeet Genanja gesê, luister Genanja, die Here het jou beslis nie gestuur nie. Jy laat hierdie volk staat maak op sy leuns. Daarom sê die Here, gaan ek jou weggee van hierdie aarde af. Jy sal vir jaar nog sterf, want jy het 'n opstand teen die Here gekom en dit nog gepreek ook. Deur te sê, so sê die Here. In die 7de maand van daardie jaar het die profeet Genanja gesterf. En met die voorgeskiedenis en die vorige lees van een van die Jeremia skrifgedeeltes sal u onthou 'n paar Sondae gelede het Jeremia baie duidelik vir die volk gesê, hierdie ballingskap sal nog vir 70 jaar aanhou. En dit herbevestig Jeremia nou in sy uitspraak dat dit seker nie net 2 jaar sal wees. Dat ek die Bybel so oophou en u dit sigbaar kan sien. So wat is waar en wat is vals? Julle het nou al klaar 'n bietjie vir my gehelp weer te sê wat is waar. Julle het vir my gesê dat die Bybel die woord van God is, dat dit so is dat ons daarin kan lees. Julle het gesê Christus is ons verlosser en genade en geloof alleen maak ons God al die eer kan gee. En daar is verskillende stemme egter wat ons anders oortuig en wat ons aandag aftrek in die tye waarin ons leef. Teoloog in die naam van Henry Nouwen wat ek baie aanhou omdat ek baie lief is vir sy werke. Hy het 'n boek gaan skryf oor hoe onderskei jy die stemme. Hoe onderskei jy dat dit regtig God is wat met jou self en wat met jou praat. En hy het eintlik 5 vals stemme gaan onderskei. Ek wil gou dit vinnig luister. Julle kan saam met my luister. Die eerste is dat hy gesê ons praat van 'n gesagstem. Dis 'n baie gevaarlike stem. Sê Henry Nouwen, hy sê dit kom gewoonlik in die vorm van 'n persoon. James Dobson het gesê dit het gekom in die persoon van 'n onderwyser wat vir hom gesê het, James, jy sal nooit in jou lewe wiskunde kan doen. En hy het geglo tot op 'n sekere stadium in sy lewe. En ons weet, sê James, dat dit nie 'n suiwer stem was nie, 'n vals stem was, want hy was eintlik 'n baie goeie wiskundige. So dit kom, gesagstem kom in die vorm van 'n persoon, dit kan kom in die vorm van massas, klomp mense. Dus nou al gesien, kan ander mense opsweep en vir hulle oortuig dat dit wat hulle glo mee besig is, reg selfs om skade aan te rig en chaos te saai. Dit kan kom in die vorm van 'n groep, soos 'n familie of vriende. Die jong mense noem dit groepsdruk. En hierdie gesagstem is 'n gevaarlike stem. Want dit wat daardie groep sê, of jy nou van hulle verskil as 'n massa, en of jy van hulle verskil as 'n familie, of saamstem met hulle as 'n familie, kan 'n bitter gevaarlike stem wees. Julle kan met van ons jong mense praat, en hulle sal vir julle hoofstukke en hoofstukke skryf daaroor, selfs u wat al ouer in jare is, en die grysheid van jare voel, kan getuig hoe groepe in die verloop van jou lewe gesagsstemme was, wat verkeerde weë aangedui het waarop julle bewandel. Die tweede stem sê Henry Nouwen is 'n ritmiese stem. Hierdie stem kom gewoonlik uit jouself. Dit kan 'n gevaarlike stem wees, want hierdie ritmiese stem sê vir jou hoe jy behoort te leef in jou lewensritmes. Ek onthou toe ek in die Kaap gekom het uit Namibië, toe gaan sien ek vir George Lou, een van ons bekendste sielkundiges in Somerset West. Toe sê ek vir George, ek het agtergekom dat hier in die Kaap dinge baie vinniger gebeur as in daai oop vlaktes van Namibië.
Toe sê George vir my, as een belangrike ding wat jy moet onthou in die Kaap. En dis dat jy jou eie dagboek gaan skryf. So wat hy vir my eintlik wil sê is, jy bepaal jou eie ritme. Jy gaan bepaal hoe vol jou dagboek in die gemeente gaan wees waar jy gaan werk. Genadiglik was hierdie 'n gemeente wat soveel begrip het vir 'n leraar en saam met hom reis. Sy ritme vir hom beter maak en makliker maak. So jy bepaal gewoon net jou ritme en ongelukkig is die lewensritme waarbinne baie van ons leef bepaal in onsself verskriklik vinnig. En mense kom hulle self geweldig te na. Die ritme kan ook bepaal word deur 'n skerm. Jy stel mos jou eie alarm of jy bepaal hoeveel keer jy die dingetjie wat jy 'n selfoon neem opneem voor jou. So die lewensritme word baie duidelik bepaal hoeveel keer jy dan nou op WhatsApp is, op Facebook is of op jou dagboek is, op jou foon. So daardie skermpie is 'n gevaarlike skermpie want hy kan jou heeltemal ten gronde druk. Daarom praat hulle van 'n skermgenerasie. So die skerm bepaal, kan jou ritme bepaal. En dan kan goeie ander ritmes ook jou lewe bepaal, of jou gang van die verloop van jou lewe bepaal, soos byvoorbeeld dat jy met Sondag geloof besig is, dat jy mooi elke Sondag in die erediens kom, of elke Sondag inluister op die erediens soos vanoggend, en dit bepaal jou ritme. So wanneer gaan jy 'n nuwe ritme kies en weer erediens toe kom? Baie van jy het gesien is, jy wag 'n bietjie in 'n ry, maar dis nie so sleg nie, want jy kan dan die ander gemeentegangers kans gee om stil te wees. So dit is ook nie sleg dat jy ritmes het nie, maar dit kan ook gevaarlik wees. Ons gaan 'n bietjie meer daaroor later praat. So ritmes kan 'n verkeerde stem wees en jou oortuig dat jy eintlik met iets goeds besig is, maar o aarde, dat jy dan later agterkom dat dit nie noodwendig die geval is. Dan is daar donker stemme, sê Henry Nouwen. Donker stemme wat gewoonlik veroorsaak word deur groot trauma, versterk word deur mense met invloed en dan later jou lewe so beïnvloed dat dit selfs jou gemoed siek kan maak en die oordragstowwe in jou brein uit balans kan neem. Daar is baie mense wat deur traumas so ontstel is en dit so versterk is deur gesagsfigure om hulle dat hulle elke dag in vrees en bewe leef. En allerlei goed soos depressie, angs en posttraumatiese stres en sulke verwante sielkundige kwale, mense se hele ingewande en oordragstowwe in hulle brein so laat swaar kry dat hulle medikasie moet neem. En met baie terapie en begrip hierdie reis saam stap, ons is dalk deel daarvan, jy is dalk deel daarvan. So dit kan ook 'n gevaarlike stem wees, die donker stem. Dan is daar 'n steurende stem. Nou hierdie stem kan enigiets wees van hedendaagse musiek, genade, ek wonder baie maal, ek dink ek kan 'n musikant wees. Ek het al so 'n bietjie leer gitaar speel, maar jy kan, deesdae hoef jy nie, jy kan een sin 15 keer herhaal, dan is jy 'n musikant. Dis vir my steurend, dit nie vir u steurend is nie, maar ek sien mense maak so, as hulle die musiek hoor en dit skynbaar lekker, of 'n goeie invloed, maar dit is steurend, want as jy 'n herhaling van, Koos Du Plessis is ontsteld in sy graf, oor hedendaagse musiek, dit kan steurend wees. Die hond se blaf kan steurend wees. Dalk is dit u hond, dan vra ek om verskoning, maar vir baie mense is 'n hond se blaf steurend, veral op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 5. So dit kan 'n steurende stem vir sommige wees. Ek weet hulle by die Andrew Murray Sentrum in Wellington, dit het 'n wonderlike plek geskep waar mense kan kom stil raak, en ek was nou al 'n paar keer daar. Maar as 'n skaaphond wat aan eet blaf, dis steurend. Dis 'n stilte plek en hierdie skaaphond lewer 'n bydrae wat skrik vir niks. Of hy nou dink is goed of sleg. Dis 'n steurende stem. Die 5de stem, ek gaan dit hiermee as 'n so opsomming van stemme gaan ek stop. Is gemakstemme, baie gevaarlike stem. Sê jy nou, want hierdie stem sê vir jou dit is 100% reg dat jy hoef nooit kerk toe te gaan nie. Die gemeente maak dit vir jou maklik. Jy kan digitaal elke Sondag. Ons leef nou in 'n digitale tyd. Jy kan elke Sondag digitaal inskakel en dit kan nie wees waar jy kerk kan. Jy hoef nooit hier te wees nie. Dis heerlik in jou bed, terwyl jy ontbyt nog ruik in die huis, kan jy erediens bywoon. Jy hoef nooit hier te wees. Daar's buite 10 rye. Jy het nog gesien hoe lyk dit? Daar's buite 10 rye so. Moet nooit jy kerk toe kom. Jy wees gemaklik. Kerkfees is nou
in jou bed, gemaklik en rustig. So jy nooit dit kom. Dis die gemakstem. Hy sê vir jou, jy bly by die huis, man. Jy is in elk geval veiliger by die huis. Jy het geen kiem wat jou bedreig daar nie, so dis beter so. 5 gevaarlike stemme, wat seker nie profetiese stemme is nie. Ek wil graag die eerste stelling maak oor hierdie gesprek van vanmôre, oor dit wat vir ons vrede gee, wat waarheid is, en dit beteken, en dit herbevestig ons tweede kers opgesteek het. Naamlik dat dit wat waar is, en die onderskeiding van die ware stem geen maklike taak is. Dis geen eenvoudige saak. Dis nie sommer maar net vir ek hoor iets en dan is dit afgaan. En dan mens moet daarvoor ook versigtig wees, want onthou nou, as jy hierdie twee profete langs mekaar plaas, het almal met 'n duidelike boodskap gekom. Trouwens, Genanja beteken God is genadig, God staan op. Jeremia beteken God is werklik. So altyd hierdie profete se name beteken eintlik iets wonderliks. En as ek sê dis geen maklike taakie, maak ek nou vanmôre se doopouers geweldig gespanne en bekommerd, want julle moet vir julle kinders leer wat is waarheid. En hier sê ek nou vanmôre dis geen maklike taak. Ja, God is genadig. God sal opstaan. Die profeet Jeremia was een wat baie medelee gehad het met ander. Genanja daarteen was iemand wat goeie en positief, hy het geen donker stemme gehad nie. Hy kom sê die boodskap van God is, so sê die Here, die ballingskap gaan nie 70 jaar wees, het gaan net 2 jaar wees. Wonderlik, prys die Here. So al twee, as jy hierdie twee vriende langs mekaar plaas, later het nou nie na vriendskap gelyk, maar is al twee eintlik baie goeie en aangename mense, met name van betekenis en stemme wat goed en positief klink. Maar tussen 2 jaar en tussen 70 jaar gebeur daar baie in hierdie twee se profesie. Word daar selfs vrae oor God gevra. En kom Jeremia met 'n totaal alternatiewe en waar boodskap na vore. Wat maak dat 'n mens dan nou op die ou einde 'n onderskeid kan maak tussen die ware stem en die valse stem? 'n Teoloog skryf oor Jeremia se lewe die volgende. Hy sê Jeremia het die vermoë geken om dit wat hy sien, hoewel die boodskap moeilik was, seker te maak hy belê. Jy weet wat 'n belegging? Hy maak 'n belegging in sy godsverhouding. En dis veral vir hierdie opmerking wat ek wil maak vir die doopouers baie belangrik. En ons wat saam met hulle gaan reis. En dis die vraag na die belegging wat ek en jy maak in die verhouding waarin ons tot God staan. Toe gaan lees ek mooi wat is 'n verhouding. Ek het 'n definisie saamgebring. 'n verhouding is daardie band tussen twee partye waarin beide partye die belegging met soveel erns en tyd benader dat daardie band tussen die twee wat in 'n verhouding staan net sterker en sterker. Ek dink ons dink totaal anders oor ons godsverhouding partykeer as wat ons tans doen. Ons het ernstige beleggings in, miskien ons huweliksverhouding en ons liefdesverhouding en die verhouding met ons vriende en die verhouding met ons bure, so kan ek aangaan. Maar die godsverhouding, en dit help Jeremia vanoggend mee vir ons. Dus ons moet onderskei tussen wat waarheid en reg is vir ons. Dis 'n afgeskeepte verhouding. Dis 'n verhouding waarin ons nie ernstig is genoeg nie. Dis 'n verhouding wat ons afskeep tot 'n paar minute voor ons gaan slaap. Dan onthou ons, o ja, my opsorry dagboekie, ek moet gou iets lees. Of watter dagboekie ook al lees. Om vir jy help om die Bybel beter te belig. Trouwens nie een van die teoloë wat 'n dagboek skryf ook ooit bedoel, dat mens net 'n versie moet lees. So wat ek graag wil sê vanmôre in die tweede stelling oor waar ons staan met God, is ons moet ons sokkies opdryf. Ja, kom ek stel dit so voor. So duidelik so. Ons is nie op datum met ons godsverhouding. Ons sal baie meer erns moet maak en die tyd waarin ons spandeer om in pas te kom met dit wat God vir ons sê. Met ander woorde, byvoorbeeld sola scriptura.
die Bybel meer en weer deeglik lees. 'n Skrifgedeelte herhaaldelik lees, ons het eintlik gedoen dit vanmôre. Jeremia 28 'n paar keer gelees. Wat sê die Here vir jou? Dit is nou wat hy vir Dominee Jannie sê, maar goed en reg, wat sê hy vir jou as pa, as oupa van hierdie klein kinders? Wat moet aanhou met julle taak en verbondsverantwoordelikheid as ouers? Dit is tog eintlik hoe ons moet omgaan met hierdie verhouding. En daar's verskeie ander maniere. So kan ons dit net duidelik sê, as ons met God in 'n verhouding is, en dit wil ek graag net oor ons godsverhouding sê, is daar 3 werklikhede belangrik. God se verbintenis aan daardie verhouding is vas en waar. As jy net moet dink oor jou godsverhouding vanmôre. God se posisie in hierdie verhouding is vas en waar. Die tweede opmerking wat ek oor God in hierdie verhouding wil maak is, God gaan nie altyd vir jou sê wat jy wil hoor nie. Hy gaan dalk sê 70 en jy wil 2 hoor. God gaan nie altyd vir jou sê wat jy wil hoor nie. En dit wat in jou lewe gebeur, gaan jy nie altyd van hou nie. Of jy nou dink dis God wat dit so bestuur het of nie, maar die lewe gaan nie altyd so verloop soos jy dalk dit wil hê. Maar derdens, in die verloop van jou gebeure, in die verloop en plan van jou lewe, in jou lewensplan, kan jy altyd seker wees dat God jou nooit teleurgestel. Dat hy altyd saam met jou sal loop en altyd daar sal wees vir jou. So jy hoef nooit twyfel of die uitkoms positief sal wees. Jy hoef nooit daaroor te wonder. En dis moeite werd om dalk weer te gaan kyk na die verhouding waarin jy tot God staan. Dan sal dit nie vir jou so moeilik wees, as jy dan na die godsvolk toe moet gaan en sê, so sê die Here, 70 en nie 2 nie. Ons gemeente het vir jaar 'n baie moeilike reis gehad, rondom die skedulering van ons wynveiling. Met 'n wynveiling gehad die 19de November. Vind daar 'n botsing plaas, met 'n bietjie miskommunikasie met een van ons in ons buurgemeentes, en die Here bestuur dit toe so. En ek wil dit graag vertel, dat ons 2 weke later ons wynveiling moes op die 3 Desember. Die mooi is, dat die Here al 2 wynveilings seën, dis vanoggend dat ek 'n lidmaat wat saam met ons hier in die kerk is. Die Here seën al 2 wynveilings. Maar ek wil graag oor ons wynveiling iets vertel. Is dat ons nie 'n plek gehad het waar ons dit sou hou nie. Maar die wynplaas waar ek die oggend toe ek moedeloos was, gaan sit het in my ontbyt geniet het, se baas kom na my. Hy sê vir my, die dame wat jy bedien het, sê, jy lyk baie moedeloos, ek moet vir jou kom hoor, wat, en hoe kan ek jou help? Ek sê vir hom, ja, ons soek 'n plek waar ons wynveiling kan hou vir jou. Sê nie, julle kan dit by ons kom hou, by Skilpadsvlei. Kan julle dit kom hou? So nou meer nie verder moedeloos lyk nie. En hoe kan ons jou help? Vra hy. Want ons wil graag dankie sê dat die Here vir ons ook goed was hierdie jaar. Daar ons wynveiling en die Here seën ons met 300 000 rand. Ongryplik, hè? Ek stap hier aan by die wynveiling uit. Ek sien hier staan 2 mans. Hulle op die haas mekaar. Hierdie 2 mans het vir 4 jaar baie vriendskap geleef. In hierdie gemeente. Nooit met mekaar. Daai aand bring die Here hulle by mekaar uit en hulle maak vrede. Die Here is groter as sy uitkoms as wat ons ooit mag dink. Ons het gedink ons 10de wynveiling is die grootste een op ooit. Kyk hoe die Here ons geseën. Die uitkoms van die Here en die wandeling en die plek wat die Here inneem in 'n gemeente en saam met sy lidmate en sy families en sy doopouers is vas en waar. Die trou van die Here is van geslag tot geslag. Kom ek sê ten slotte iets oor ons, want dit is nou belangrik vir die doopouers en vir ons as groot familie om saam te reis. Ons hoor almal uniek. Dit mag nie dat die Here met jou praat deur die natuur, hy mag met jou praat deur stiltes, hy mag met jou praat deur 'n familielid, deur die Bybel, deur boeke wat jy lees, deur 'n joernaal wat jy hou, deur medegelowiges in 'n Bybelstudie. Maar onthou dat al hierdie maniere 'n besonderse rol speel, sodat jy die Here se stem reg hoor.
Dis gevaarlik as jy sê Here, ja 28 is nou my enigste stem. Daar's nog ander stem. Ons sal moet luister na mekaar in die kerk ook meer. In ons Godverhouding sal ons ook ons ander verhoudings ernstig opneem. Iemand sê ons sal krities na onsself moet leer luister. En ek weet ons hou nie altyd. Ek sukkel partykeer met kritiek. As mense dit skielik op my neersit, dan moet ek eers 'n bietjie dink daaroor en dan kan ons daaroor gesels. Maar ons sal baie meer krities na onsself moet kyk in die kerk. En krities na ons eie stemme ook luister. Dat ons nie altyd noodwendig dit wat ons sê, as so sê die Here interpreteer. Dus sal ons baie meer geduldig wees. En soos Bonnie gesê het, die Bybel teenoor onsself lees. En nie dink dit is die skrif, of dit is die woord wat die Here per sy vir ons gee. Sê die Here nie dalk iets anders nie. Sê nie dalk 70 en ek dink 2, want 2 is wat ek wil hoor. Voel gemakliker daarmee. Dis 'n gemakliker stem. Nou nie gemakstem, dis 'n gemakliker stem. Maar ek moet dalk heeltemal iets anders doen. Ek maak dit nie eintlik makliker, maar ek maak dit beter. Want die God wat jou en my versorg en wat saam met jou en my as ouers stap, as doopouers stap, is 'n wonderlike God en sy uitkoms is seker. Ek gaan 'n slotgebed voorlees en dan gaan ek die doopouers vorentoe roep. Die gebed sê die volgende: Here, as ek u stem wil hoor, weet ek dat u stem waar is. Ek weet dat ek altyd u kan staat maak. Daarom wees in my kop en my verstaan. Wees in my oë en hoe ek kyk. Wees in my mond en in my woorde. Bepaal my denke en my taal. Wees ook met my einde en my vertrek. Amen. Die doopouers is 'n spesiale groep mense wat oggend hiervoor lekker wyd met mekaar en moet kom staan. Ek het dit nie vir julle makliker gemaak. Vanoggend het ek vir julle gesê dat julle gaan met baie wysheid met julle kinders groot maak en ook die pad wat julle tot dusver met julle gestap het, ek met baie van julle gestap het, julle het ek nou vanmôre by die diens vir die eerste keer weet en ek sien uit die pad vorentoe. Ek het gesê dat ouerskap nie 'n maklike taak is nie, dat 'n mens baie mooi moet onderskei wat is waar en wat is nie waar nie, want ons gaan dit in die tye wat kom al meer nodig hê. Dit is hierdie wysheid. Daarom is die eerste vraag waarop julle as doopouers moet antwoord is: glo julle onomwonde in die Bybel as die woord van God? Met ander woorde dat dit die amper wil ek sê die kompas is waarmee julle kindertjies gaan grootmaak. Tweedens, sowel hulle as klein boelige skepsels in hierdie wêreld gaan kom, julle graag vir hulle al reeds van 'n vroeë ouderdom en daarom doop ons babatjies in die kerk gereformeerde tradisie, want ons wil graag kleintjies reeds van die begin af inwy en deel maak van die geloofsfamilie. Wag ons nie tot hulle eers volwasse is voor ons dit doop. En dit is die tweede bevestigende vraag wat julle moet glo julle dat dit is nodig is. Dat hulle deel van 'n groter familie is. Ons doop ook nie kindertjies by huise nie, of waar die res van die geloofsfamilie nie teenwoordig is nie, want hierdie familie wat julle hier voor julle sien, is julle geloofsfamilie. So dis die tweede vraag. En dan nooi julle die derde opmerking, derde vraag waarop julle antwoord, dat julle graag hierdie gemeente wil nooi om julle kinders te help onderrig en laat onderrig, omdat julle glo, dis die wil van God. So hierdie geloofsfamilie in vanoggend se preek is die stemme, is die liefdesstemme, die genadestemme wat vir julle gaan help om julle kinders groot te maak. Nou wil ek gou hoor wat as julle antwoord. Sê julle ja? Ja. Sê met myself?
Die kinders wys, julle is op ons opgevang soos hulle hoor, hulle ja, ek kan dit sien. Die glimlag spruit onder die masker uit. Is julle almal opgewonde en bly. En daarom wil ek graag nou vra dat ons julle kindertjies vorentoe sal bring nou. Julle sal vanmôre vir die gemeente hulle mooi moet wys, want ons beeld het ons in die steek gelaat. Daar was 'n lekker beeld naweek gehad in hierdie gemeente. Toe daar 'n paar drade geskuif en vanmôre wil daardie drade moet saamwerk. So ons gaan dit ook verstaan, want dit werk partykeer nou maar so met tegnologie in 'n gemeente, so julle sal moet en as ons op 'n ander geleentheid daai foto's moet plaas vir die hele wêreld wys. Maar julle kan vanmôre vir ons julle kinders wys. Ons moet graag saam met julle opkom. So julle kan hulle vorentoe kom en bring. Ja, dit is jammer. Gemeente om 'n kleintjie te doop is amper nie 'n eenvoudige saak nie, want elkeen van hierdie klein mensies het 'n unieke persoonlikheid en as hulle groter word, gaan elkeen van hulle die Here op 'n spesiale manier hoor, net soos u doen. En daarom is die doop van 'n kleintjie niemand net water op 'n koppie en die wyding van 'n kleintjie aan die Here, maar die erkenning van elke kleintjie se unieke menswees. En met hulle ouers se ja, het hulle 'n uitroepteken daarop geplaas. So hulle gaan nie eens van hierdie kindertjies, ook hulle latere gebore kleintjies, kleingoed, gaan hulle kan grootmaak gelyk aan mekaar. Ek het 2 seuns grootgemaak en die een wat nou 1.93 meter lank is, op 'n stadium in my lewe het my gesê, "Pappa, moenie afpraat op my." Die ander een het gehou van redeneer. Ek kon van bo af praat, van onder af verskyns af. Hy het my teengegaan en doen dit vandag nog. Ek moet my voet werk. Ek kon nie een van hulle op dieselfde manier groot maak. Dwing gewees. Daarom wil ek graag sommer net sonder help sê verklaar. Voor dit klaar. Was jy reg? Loop dit op? Die Here is baie lief vir jou. En hy gaan vandag weer sy liefde kom bevestig aan jou, soos met mamma en pappa toe ek hulle getrou het. So ek is opgewonde saam met hulle dat ons vir jou welkom kan sê. Baie welkom, kan jy hier sê, mamma kan jou nader bring in die doop. Op jou doopsteel staan klaar Halloween. Sê dit is reg? Ja. Goed. Daarom klaar Halloween. Ek doop jou in die naam van die Vader en ek doop jou in die naam van die Seun en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. En ek kan sien jy kyk so na die doopwater en jy stem saam. Goed, en altyd as jy terugdink aan vandag van jy die watermerk van die Jesus in die knop jou voel. Aan my Bishop kan nader staan saam met pappa en mamma. Hierdie familie is deel van ons 4ling in die gemeente. Ons is 'n familiegroep in die gemeente wat op 'n gereelde basis saamkom. Klein aan my is 'n genade meisietjie die op sy gesig baie swaar gekry het afgelope tyd in die hospitaal. So haar geloofstorie, saam met haar sussie wat haar help grootmaak, en saam met mamma en pappa is 'n baie spesiale verhaal van die Here se sorg en van sy liefde. Ek gaan eers vir jou welkom sê aan my. Ons is baie bly dat dit beter gaan met jou. Weet jy wat ons het verskriklik baie veel gebid in die gemeente. Nagte leef, saam met mamma en pappa en saam met Bishop. Ons is baie bly dat jy hierso kan sit en my hand so styf kan vashou vanmôre dat ek weet Here se liefde en sy genade is getrou. Daarom gaan ek vanmôre amper met 'n bewerige stem sê aan my Elisabeth Gerber. Ek doop jou in die naam van ons hemelse Pa. En ek doop jou in die naam van Jesus ons verlosser. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Michelle Marlene Gerber, omdat ek ken vir jou al. Jy's 'n baie spesiale sussie. En jy help om daai sussie van jou groot te maak en deur die moeilike tyd wat jy as familie is.
het jy soos 'n pilaar gestaan in hulle. Dit was so spesiaal. Mamma en pappa was so trots op jou. Daarom, Michelle Marlene Gerber en Janie Doopjou, as 'n genadekind, in die naam van God ons Vader, en van die Seun, en van die Heilige. Wat doen mamma en papa? Hulle is nie. Kom staan nader. Dit is so, jy sien doopwater. Jy voel. So, dit is so koud. Ja, staan so 'n bietjie nader. Janie Kairies Moos, as jy op die kussentjie kniel, sê om Janie doop jou in die naam van ons hemelse Papa en van ons Verlosser Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sê saam met hierdie families vir die Here uit ons harte dankie. Hemelse God en Vader, begryp is U genade. Groot is U liefde. Versterking vir ons geloof. Sola Scriptura. Geloof en skrif alleen. Sola Fidei. Genade alleen en aan U al die eer. Met U verlossing vir ons seker, sodat ons een groot familie kan wees. Dankie dat ons dit saam met hierdie families kan vier. En aan U die eer kan gee, dat U ons vas aan hulle kon maak. En dan die trou staan vas van geslag tot geslag. En daarom loof ons U, prys ons U. Dankie Here, uit ons hart. Amen. Die begeleidingsgroep terwyl hulle opkom en die doopouers gaan sit, wil ek net graag vir die doopouers hulle doopseels oorhandig en vir hulle geluk wens. Deur vir hulle elleboog te gee is so vreemd, maar ek gaan dit maar so doen. En dan gaan ons as gemeente afsluit saam met die doopouers met stille nag. Ons gee vir hulle kans om ook hulle plek te. Ons moet nou die erediens van die lewe weer gaan leef. My masker is op. Daar twee interessante dinge nou gebeur. Die kollekte is amper vergeet. Die stem van die gemeente, van die gemeenskap van gelowiges, die ware stem het my gehelp om dit te onthou, maar die kerk se werksaamhede kan nie voortgaan sonder daardie belangrike deel van gemeente wees. Dat die Rex Simon se stem het vir my gehelp onthou dat daar T is na die. Dit beteken ons kan op God saam van mekaar herbevestig dat die Here vir ons lief is en dat hy vir ons omgee. En dit ook as doopsinne saam. So ons moet nooit die stem van medegelowiges onderskat nie. En daarom kan ons nou opstaan en die seën van die Here ontvang. Saam met die eredienswerkers, waar die kollekte bordjies vasvang, stap ons hierdie erediens na buite en sê, dat die genade van God ons Vader, die liefde van ons Verlosser, Jesus Christus, en die krag van die Heilige Gees bemagtig ons om die waarheid te leef. Amen.